Met my hart breek vir kinders wat in huise groot raak waar ouers alkoholiste is of waar drank 'n groot rol in hulle huise speel. Ek onthou een keer het ek in die Kaap by 'n skool bedien en een van die meisies kom na my toe na die tyd en vra of ek saam met haar kan bid. Maar toe sy by my kom staan het haar baadjie het 'n balkie, een balkie na die ander balkie onder mekaar tot hierdie kant, een balkie na die ander balkie onder mekaar tot omtrent in die helfte van al haar prestasies. Ons gaan sit binne in 'n kamer in 'n vertrek terwyl die ander kinders buitekant wag sodat ons saam met hulle kan bid. En hierdie meisie kom lê op my skouer en ek het 'n K-way baadjie aangehad. Nou, sy huil my K-way baadjie nat van buitekant af binnekant toe. En haar storie was as volg: kan jy asseblief saam met my bid? Want elke middag wanneer ek by die huis kom, dan lê my ma op die grond geskop van my pa's alkoholis en my boeties kruip weg onder die tafels sodat hy nie by hulle kan uitkom nie. Dit is haar grootste vrees om huis toe te gaan en sy is een van die baie kinders in die meerderheid wat met my praat oor alkoholisme. Nou, die meeste alkoholiste wat ek al teëgekom het, sê vir my ek moenie met hulle praat nie. Hulle weet waar hulle in God met mekaar staan. Nee, ek weet waar ek in my Skepper, ons verstaan mekaar. Nee, ek in die toppie daarbo, ons het 'n verhouding. Maar God verstaan nie sonde nie. Jesus het gesterf sodat sonde weggeneem kan raak uit die aarde uit. Mense vir my sê, ja, maar Jesus het vir my gesterf vir my sonde. Dat is my vraag, maar hoekom? Hoekom moes die Seun van God doodgaan as sonde nie so 'n groot probleem is nie? Ek dink dat die meeste van die tyd wil ons kyk hoe naby ons in die lyn kan kom sonder om hel toe te gaan. Ek wil jou sê, my vriend, daar's ons vir jou hoop in hierdie lewe. Jy hoef nie alkoholist te wees nie, jy hoef nie te sukkel met alkohol nie. Gaan vir my sê, ja, maar Jesus het water in wyn verander. Ek weet, hy het ook duiwels uitgedryf, siekes gesond gemaak en dooies opgewek. So my voorstel is dat jy in 'n posisie inkom waar jy regtig okay met God is. Nou, die kruisdood van Jesus was van so 'n aard dat hy die prys betaal het sodat ons reg met God kan wees. En as gevolg van ons diep liefde vir God, doen ons nie die dinge wat hy nie wil hê nie. Nou, God het nie 'n issue met jou een bier of een glasie wyn nie. Hy het 'n totale issue met dronkenskap en die feit dat alkohol die posisie van sy plek op jou hart vervang het. Dat alkohol die troon op jou hart het in plaas van Jesus die troon op jou hart het. En ek onthou een keer 'n pastoorsvriend van my was by 'n troue gewees en hy wou net 'n glasie wyn hê en in die tyd wat hy heeltyd wou wyn gooi, voel dit vir hom die Heilige Gees sê vir hom moenie wyn drink vanaand en hy dink ja, maar daar's niks fout met dit nie, is net 'n glasie wyn. Op pad huis toe die aand in die parkeerarea kom stap 'n ou na hom toe en sê vir hom as jy vanaand 'n glas wyn gedrink het, dan het ek myself dronk gedrink en myself gaan skiet want ek het vir die Here gesê, Here, ek kan nie meer lewe nie. As daai pastoor aan wyn vat, raak ek vanaand dronk en skiet ek myself. Maar Titus 1 vers 16 sê dat baie mense bely met hulle lippe dat Jesus hulle God is, maar hulle hele lewe ontken hom. Vandag wil ek vir jou vra, as jy regtig okay met God? As jy regtig okay met jou Skepper? As jy nie is nie, kan jy saam met my bid. Vader, ek dank U in die naam van Jesus. Vir elke persoon wat jy luister, maar ek voel hulle is nie okay met U nie. Vader, dat hulle nie net drank sal los, want hulle wil die regte ding doen nie, maar dat hulle sal sê, vandag gee ek my verslawing oor aan U. En Jesus, dat U sal ingryp en dat U die reddende hand sal wees in hulle lewe. Vader, ek bid vandag dat daar wil 'n sit in hulle harte geroer word om reg met U te kom. Dat by 'n belydenis van hulle mond, Here, U hulle harte sal sien vandag en 'n totale verandering in hulle lewe sal kom. Here, dat U werklik God, Redder, Skepper en vriend van hulle lewe sal wees. In Jesus naam verklaar ek dat elke verslawing nou gebreek sal raak oor hulle in die naam van Jesus. Dat alkohol 'n bitter smaak in hulle mond sal wees, dat families sal herstel, dat huwelike sal herstel, dat vriendskappe sal herstel en dat verhoudings tussen ouers en kinders sal herstel in die naam van Jesus. Amen.